Goeiemôre geliefdes. Baie welkom in die huis van die Here. Ek vertrou dat vanoggend vir ons elkeen tot groot seën sal wees. Ek sien so, dis hoekom ek 2 keer opkyk. Ons bank is so 'n bietjie leer vanoggend. Dit dalk met te doen met die vakansie daarmee saam. En dan wil ek ook sê, ek het nou so vinnig gekyk, ou weltevredeners wat daar ook sit in die banke. Welkom by ons vanoggend vandag. Lekker om julle by ons tuis te hê. Geliefdes, op 'n baie besondere dag in ons kerkjaar, op Palm Sondag, en so jy ook buite kon gesien het en luisterryk vier ons vandag. Jubel Sion, juig Jerusalem. Jou koning sal na jou toe kom, hy is regverdig, hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van hom wat was, wat is en wat weer sal kom. Amen. Ja, Here, so beaam ons dit opnuut. U is die Heer van die Here. Soos U, o Here, op 'n tyd Jerusalem binne gegaan het met die gewuif van palmtakke om U, Vader, vra ons U om ook in ons harte te kom, by hierdie Palm Sondag. Here, soos U in die week wat kom op die Via Dolorosa, die pad van lyding geloop het, help ons om saam met U die pad van oorwinning te stap. En soos die kindertjies uitgeroep het, daardie dag, Hosanna, prys die Here, kom ons vandag en bely openlik dat ons U loof en prys. Dankie dat U in die gees van waarheid ook nou hier teenwoordig is. Here, en so vra ons, breek oop U woord, ja, deur die krom en skewe woorde van 'n mens. En so doen ons dit biddend in die naam van die Vader, deur die Seun en in die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Markus 11, verse 1 tot 11. In my Bybel, die 83 vertaling, is dit op bladsy 65 van die Nuwe Testament, Markus 11, verse 1 tot 11. Die opskrif daar is die intog van Jesus in Jerusalem. Toe hulle naby Jerusalem kom, by Betfage en Betanië op die Olyfberg, stuur Jesus 2 van sy disippels en sê vir hulle, gaan na die dorpie daar reg voor julle, en soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie vasgemaak kry. Geen mens het nog op hom gery nie, maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle sou sê, wat maak julle daar, moet julle sê, die Here het hom nodig, en hy sal hom gou weer hierheen terugstuur. Hulle het toe gegaan en 'n jong donkie by die ingang buite langs die pad vasgemaak gekry en hom losgemaak. Party van die mense wat daar gestaan het vir hulle gesê, waarom maak julle die donkie los? Hulle het hulle geantwoord soos Jesus gesê het. Daarna die mense hulle laat begaan. Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom, en Jesus het opgeklim. Baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi en party weer groen takkies wat hulle langs die pad afgebreek het. Die wat voorgeloop het en die wat agteraan gekom het, het uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemel. Jesus het in Jerusalem na die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. Dit was al laat middag toe hy in die 12 weer na Betanië toe teruggegaan het. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend. Dit is die woord van die Here. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here
bly ewig staan. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, susters en broers, gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, baie bekende gedeelte, verhaal van die intog van Jesus in Jerusalem, is natuurlikerwys die groot fokus op Christus se intog in Jerusalem. Maar ek dink wat baie belangrik is vir ons om ook raak te sien, en dit wys geskiedkundiges vir ons uit, is dat daar nie net een intog in die tyd van die Paasfees was nie. Goed, ons gelees 'n gedeelte wat beskryf, heel akkuraat, korrek, Christus se intog in Jerusalem, maar die ander intog wat geskiedkundiges vir ons uitwys, was die intog van Pontius Pilatus, die gouverneur van Judea, ook in hierdie tyd, of dit op dieselfde dag was, sal ons nie noodwendig weet nie, maar in hierdie groot lydingsweek, met die oploop tot Paasfees, was terdee so gewees. En die kontras daaraan, trouwens ook so weet ons, Christus het aan die een kant, aan die ooste kant Jerusalem binnengekom, en Pontius Pilatus het aan die ander kant, aan die weste kant Jerusalem binnengegaan. En net soos jy jouself kan indink, die van Pontius Pilatus se intog was 'n groot magsvertoon. Soos Rome die magtige ryk van die tyd goed kon doen. So aan die weste kant van Jerusalem het die inwoners daardie dag met hulle dag maar aangegaan. En so in die verte aangehoor, hier gebeur iets. Hier is tromme wat slaan. Hier is 'n hele groep soldate, 'n hele mag in aankom na Jerusalem. En hulle weet ook hoekom. Hulle sien van ver af soldate in oorlogsperde aangery kom, spies in die een hand, die Romeinse vlag in die ander hand. Hulle weet wat dit alles beteken. Ons is nou in die Paasfeestyd, en Rome stuur haar beste om wet en orde te handhaaf op daardie stadium. Want hulle weet ook, Rome weet ook, hoe Israel oor hulle self gedink het. Hulle ken Israel se geskiedenis. Hulle ken hulle volksidentiteit in die sin van, des jare sou Israel gedink het, ja, ons was onderdruk. En dit deur die Egiptenaars. En God het ons deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry, maar nie veel anders nie. Is nou net 'n ander onderdrukker. Is dit die Romeine wat ons nou onderdruk? Dis hier by die Paasfees, die einste fees, wat ons terug laat dink aan hoe die Here ons volk eens op 'n tyd bevry het. En dan hierdie versigtiging, dalk in die stilte, maar dit het meerendeels in rebellie ontaard, in die sin van, Rome is nou net die onderdrukker, en dalk gaan God ons weer bevry. Dalk gaan dit weer wees soos in die goeie ou dae, toe koning Dawid op die troon gesit het. So daarom dan dat Rome hulle beste militêre mag stuur, dis om te intimideer. Dis dat enige rebellie in die kiem gesmoor kan word. Israel het goed geweet hoekom is hulle op pad, die Romeine, en die Romeine het ook goed verstaan dat hulle op pad moet wees, en daarom hierdie magsvertoon. Hierdie vrees en bewing wat dit ontketen aan die weste kant van Jerusalem, en daardie intog. Die militêre tuig van die Bybelse tyd was 'n perd gewees. Bang, 'n vinnige dier, vrees en bewing. En die Jode is terdee geïntimideer. En dan die kontras van wes na oos. Aan die ooste kom die Seun van God, Jesus Christus, en ons vind in skrille kontras geen magsvertoon nie. Soos die profesie in Sagaria 9 vers 9 tot 10 het sê, jou koning sal na jou toe kom, hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie.
Die nederig kan ons verstaan, maar die donkie laat dalk so 'n bietjie vraagtekens. Hoekom daardie keuse van 'n rydier? Nou geliefdes, in die Bybelse tyd was 'n donkie wel dan nou, veral in die Ou Testament, 'n simbool van nederigheid. So hierdie koning wat sal kom in nederigheid, is dit gepas dat dit 'n donkie sal wees, maar verder ook, wat ons dalk nie klein kry nie, is die beskouing wat hulle besef het, donkie stel nederigheid voor, maar donkie stel ook koninklike waardigheid voor. Anders as 'n perd, wat vrees en bewing en oorlog en magsvertoon kan voorstel, is 'n donkie daarenteen nederigheid, maar steeds aan die koningskap gekoppel. Koninklike waardigheid. Pontius Pilatus kom aan die weste kant met sy perd, Christus aan die ooste kant op 'n donkie. En dit sê wat Christus kom bring. In sy nederigheid bring Christus vrede. En net so kan jy jouself voorstel, soos ons bes moontlik dit kon voorstel aan die weste kant van Jerusalem met hierdie aankomende militêre mag, presies dieselfde as ons onsself moet voorstel aan die ooste kant. Wat het daar gebeur daardie dag? Stilte. Dit was 'n gewone dag. Arbeiders buite die mure van Jerusalem, hulle het maar gewoon hulle dag tot dag bestaansboerdery take vervul. En as iemand dit dalk nie gesê het nie, sou dit ongesiens verbygegaan het. 'n man op 'n donkie. In die stilte. Maar met die sien daarvan het hulle geweet wat gebeur. Want op hierdie donkie klere gepak, en 'n man op die donkie, maar hulle ken hierdie man, hulle het al van hierdie man gehoor. Jesus wat wonderwerke gedoen het. En nou kom hy na Jerusalem toe, en hulle weet wat dit beteken, soos ons Psalm 24 gesing het, hierdie koning wat na die hoofstad toe gaan, simbolies, geliefdes van groot waarde. En so het dit wel in die stilligheid en nederigheid en vrede begin, maar die mense het dit iets groter gemaak. Ja, in opgewondenheid, in vooruitsig, maar ook in wat hulle in Christus gesien het. Hier kom 'n man op 'n donkie, die koning wat weer op die troon gaan sit. En hulle sien in Christus iets soos 'n militêre figuur. Iets soos 'n politieke figuur. Iets soos koning Dawid van oud wat weer op sy troon gaan sit, en dit gaan ons Jode wees wat weer gaan regeer. Dis wat hulle op daardie stadium vir Christus gesien het op die donkie. En daarom hierdie gewuif van palmtakke. En die klere op die pad. Ons kan dit hedendaags vertaal as het ware 'n rooi tapuit. En as iemand van adelike afkoms deesdae, word daar vlaggies gewaai. Hulle het nie dit gehad nie, so die naaste beste is palmtakke. Dis wat hulle in Christus gesien het. En wat hulle van hom wou hê, is hierdie koning, hierdie politieke koning. Geliefdes, Palmsondag is eintlik maar 'n baie unieke tyd in ons lydingstyd. 'n dag van kontras, dis eintlik 'n kreatiewe spanning waar iets teen 'n ander ding gestel word. Eintlik presies soos ons in ons skrifgedeelte vind, en met die groter historiese agtergrond, dieselfde kreatiewe spanning, dieselfde kontras as ware van Pontius Pilatus wat van die weste af inkom en Christus vanaf die ooste. Die een wat magsvertoon voorstel en die ander een vrede. En hierdie twee kom by mekaar in Jerusalem. Wat gaan gebeur? Jy kan hoor hierdie oploop, hierdie motoriese moment. Iets word teenoor iets anders gestel. Selfs die liedere wat ons met Palmsondag sing, is die uitsondering. Lydingstydliedere, ingetoe liedere, die meneeraard wat gekies word. Maar met Palmsondag is dit uitbundig. Dis soos die skare van ouds
wat Christus tegemoet gaan met die gewy van palmtakke. Opgewekte maaier toonaard. Maar terselfdertyd in daardie opgewondenheid en daardie opwekking van die Sondag weet ons beweeg nader na die donderdag aand, na Vrydag, dis 'n goeie Vrydag kruis. Weet mens van die lyding wat volg. En daarom dan dat ons sê, dis hierdie kreatiewe spanning van feesviering, maar nog steeds midde in die lydingstyd. Kontraste. As ons dalk van die Christelike kunsgeskiedenis bietjie dieper kyk om te verstaan hoe die mense in die vroeë jare, dit vat ons nou net so ver terug soos 1305, hoe die Christene in die vroeë jare Palmsondag oorweeg, dan help dit vanuit die Christelike kunsgeskiedenis om ons bietjie 'n beter gedagte te gee. As jy hierdie skildery bekyk, veral van naby, dan sien jy twee groepe mense aan die regterkant en mense aan die linkerkant. En dit onderstreep eintlik ons teologiese intensie van kontraste, soos ons in die Bybelteks ook vind. Skare aan die regterkant verheug oor Christus se koms. Klere wat op die pad gegooi word, die palmtakke, selfs persone wat in die bome klim om palmtakke af te breek. Verheug. Terdee, soos dit ook op daardie dag gebeur het. Maar dan as jy fyn sal kyk, die groep aan die linkerkant, wat dan nou eintlik in perspektief agter Jesus is sy disippels. En hulle gesigsuitdrukking is die teenoorgestelde in kontras van die skare. Hulle gesigte is somber. En hulle gesigte is somber want hulle weet, want Christus het ook op 3 geleenthede tevore vir hulle gesê, in Jerusalem gaan ek sterf. En nou gaan hy Jerusalem toe. So hulle weet wat gaan gebeur. Die skare nog nie, alreeds hierdie kreatiewe spanning. Sien selfs iets daarvan, hierdie vooruitwys van Palmsondag se Vrydag wat volg, van een persoon in die boom wat met uitgestrekte hande ook so die tak dan nou pluk, maar dit wys vooruit na die kruis. In hierdie opwekking ook die donkerte van die kruis. En as jy baie fyn sou kyk, sal jy sien Christus groet die skare met 2 uitgestrekte vingers. En dit verwys na Christus se 2 nature. Oënskynlik sou ons sê, is dit teenstrydig, as ons dan nou praat van kontras. Christus se 2 nature, ten volle God, maar ten volle mens, maar tog versoen in die persoon van Christus. Soos wat daar in Jerusalem gebeur het op daardie dag, waar magsvertoon en vrede by mekaar kom, en vrede oorwin het. Kan ons uit hierdie Christelike kunsgeskiedenis iets sien van hoe mense in vroeër jare, hoe die kerk in vroeër jare oor Palmsondag gedink het, en dit beaam wat ons vandag ook sê van kontras. Amper half om te voel dit is uit plek met die lydingstyd. Palmtakke wat waai. Skare roep uit, geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. Hulle verwag 'n politieke en 'n militêre figuur. Geliefdes, maar Jesus het nie gekom om 'n koninkryk van mag te vestig nie. Jesus wou dit nie vir hulle wees nie, alhoewel dit die verwagting is, en hulle het dit baie vinnig agtergekom, hierdie man gaan nie vir ons gee wat ons soek nie. Ek het verniet my palmtak gewaai, het hulle gedink. Die verlossing wat hierdie man vir my wil bring, is nie die verlossing wat ek wil soek nie, het hulle besmoontlik gedink op daardie stadium. Want hulle het 'n politieke verlossing gesoek. Maar Jesus het veel meer as net daardie verlossing gebring. Geliefdes, en so sien ons ook baie interessant waar Christus alle magsmisbruik oopvlek. Dis nie gewoon net 'n magsmisbruik van Rome wat hulle mag misbruik teenoor Judea, Israel van ouds nie.
Jesus wys in die week wat volg, magsmisbruik onder die eie mense. Onder hulle wat gesê het, ja, ons word so deur die Romeine onderdruk, het Christus gewys, maar kyk hoe hanteer julle mekaar ook. Hoe byt julle mekaar uit? En daarom dan dat hy op die tempelplein gegaan het en die tafels van die geldwisselaars omgegooi het. Hoekom? Want is onder hulle eie mense waar die armes uitgebuit is. Christus het regtig alle magsmisbruik oopgevlek. Nie net wat in die teks voorop staan, die van Rome teenoor Israel nie. Want hy het 'n ander koninkryk kom vestig. Nie die koninkryk van die wêreld nie. Nie die koninkryk waarmee ons so goed bekend is, magsmisbruik. Koninkryk van vrede. En dis die koninkryk van God. En in hierdie koninkryk sien jy nie magsmisbruik nie. In hierdie koninkryk vind jy vrede en ware vrede, nie aangeplakte wêreldse vrede nie. In hierdie koninkryk, hoe vreemd soos dan nou ook sal voel, vind jy dat die koning op 'n donkie sal ry. Nederig. En in hierdie koninkryk sal jy vind dat ander koninkryke daarteen gekant sal wees, want is heeltemal uit plek uit met wat die bekende is. Dis hierdie eenvoudige woordjie vrede. Soos hierdie skare wat Jesus juigend tegemoet gekom het, vinnig agtergekom het, Christus stel nie belang in, of hulle stel nie belang in vrede nie. Christus bring vrede. Hulle soek iets anders. En nou hoor ons geliefdes hierdie klag van Jesus teenoor hierdie skare, soos hy ook maar agterkom. Hulle soek iets anders. In Lukas 13 vers 34, Jesus se klag oor Jerusalem, waar hy sê, aangrypende woorde, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels wil ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke. Maar jy wou nie. Ek kan iets hoor van die koninkryk van God, die koninkryk van vrede, 'n hen haar kuikens onder haar vlerke inneem. Hierdie veiligheid. Koninkryk van God. En dan skemer die koninkryk van die wêreld deur en hierdie aanklag van Christus teenoor Jerusalem as hy sê, met dit alles, jy wou nie. Jy wou nie die vrede gehad het wat ek bied nie. Geliefdes, maar hierin sien ons iets baie uniek in ons eie reformatoriese belydenis ook. Christus is die eerste beweger. God is die een wat vrede bring. Dis nie ons Here wat vra vir vrede en gee dit nou nie. Dis die Here wat dit gee. En dis in die persoon van Christus self. Onverdiend. Besef ons opnuut watter groot voorreg, geliefdes, dit is om deel van daardie vrede te wees. Koninkryk van God. Geliefdes, Christus het vrede gebring wat alle verstand te bowe gaan, wat Paulus later ook gesê het. Vrede ver meer as wat daardie skare hulle self kon indink. Daardie einste skare toe hulle ook later geskree het, as ons Vrydag daarby kom, kruisig hom. Vrede. En so behoort ons aan die koninkryk van vrede. Koninkryk van God. En juis hierin lê ons oproep. Ons, wat moet ek daarmee maak? Gaan jaag daardie tipe vrede na. Nie wat die wêreld sê vrede is nie, wat hierdie vrede, Christus as voorbeeld van daardie vrede is. Jaag dit na. Gaan jaag dit na in jou verhoudings.
jou omgang met mense. Geliefdes, kom ons gaan met daardie vrede, hierdie groot lydingsweek binne, soos Christus ook die groot lydingsweek binne gegaan het. Die toonbeeld van vrede. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons koning van vrede, ons dankie vir die vrede wat U vir ons bring. Vrede wat ons verstand te bowe gaan. Die woord vrede, Here, wat ons so gereeld gebruik, maar wat ons die diepte eers in die lydingsweek begin verstaan, Here, maar as mens nie ten volle nie. Maar in Christus alleen weet ons is daardie vrede. 'n vrede wat ons gevind het. 'n vrede wat alhoewel ons dit nie, Here, verstaan nie, is 'n vrede wat ons aan deel het. So waar ons die lydingsweek ingaan, stuur U ons in daardie vrede. Ja, Here, ons bely dat dit vir ons moeilik is om vrede na te streef in 'n wêreld wat so gesteld is op magsvertoon, magsmisbruik. Ons ken dit, Here, ons lees daarvan. Maar tegelykertyd weet ons ook dat ons deel het aan die koninkryk van vrede, aan U koninkryk. En daarom het die koninkryk van die wêreld, weet ons, nie die laaste sê nie. Want U het die dood oorwin. Ons weet U het die laaste sê. En so, Here, wanneer ons deur die palmtakke na die kruis van Goeie Vrydag kyk, dan besef ons opnuut die bitter lydingspad wat U moes stap vir ons verlossing. Dankie, Here, dat ons deel kan hê aan hierdie koninkryk van vrede. Ons besef opnuut dat ons so afhanklik van U is vir vrede in ons harte. En waar ons in hierdie week opnuut sal herdenk hoe net U die ware vrede gebring het. Nie wêreldse vrede nie. Vrede van U, Here Jesus Christus self. In U naam bid ons dit ook nou. Ons koning van vrede. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan nou ook die seën van die Here. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle ten volle vervul word met die volheid van God. Amen.